Ons kom nou in die belangrikste deel van die jaar vir Christene, die tyd waarin ons Christus se kruisdood en sy opstanding herdenk. Sondag vier ons Palmsondag en ek gaan in hierdie week wat kom oordenkings uitstuur, waarin ek nadink oor hande. Ek voel alles natuurlik Jesus se hande wat die brood breek, Jesus se hande wat deurboor is, Jesus wat na sy opstanding sê, kyk na my hande. Maar ook die hande van die vrou wat hom salf, van Judas wat hom verraai, van die mense wat hom slaan. En dan natuurlik ook die hande waarin Jesus sy gees oorgee, Vader, in u hande, die hand wat ons almal vashou. Ons gaan begin met 'n nadenke oor skoon hande vir Palmsondag. Ons gaan Psalm 24 lees en luister na die vraag wat daarin gestel word en die antwoord wat gegee word. En 'n bietjie nadink oor skoon hande. Nou ek wil hê julle moet net vir 'n oomblik kyk na die prent wat nou op die skerm kom. As jy by iemand kom wat sê nou maar in die tuin werk en jy steek jou hand uit, jou skoon hand en hy het sy hand vol grond. As die normale ding wat mense gewoonlik doen is om te sê, nee jammer, ek kan nou bladskit nie want my hande is vuil. Of dink as jy in die tuin werk en jou hande is vol grond en jy word ingeroep vir ete. Wat doen jy? Jy gaan was jou hande. As jou kinders met vuil hande aan die tafel kom sit, gaan jy vir hulle sê, nee man, gaan was eers julle hande, mens eet nie met vuil hande nie. Nou, Psalm 24 vra, hoe gaan ons na die Here toe? En dan sê die Psalm, ons kan ook nie met vuil hande na die Here toe gaan nie. Ons moet met skoon hande na hom toe gaan. Kom ons dink 'n bietjie oor wat dit beteken. Maar ek wil eers die Psalm saam met julle lees. Van Dawid 'n Psalm. Aan die Here behoort die aarde en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon, want hy het dit op die oseanige grond en op strome gevestig. Wie mag teen die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom staan? Die mens met skoon hande en 'n rein hart, wat nie na nietigheid hinker en nie sweer by wat vals is nie. So 'n mens sal seën ontvang van die Here en geregtigheid van die God wat hom red. Dit is die geslag wat na hom soek, hulle wat u teenwoordigheid opsoek. Dit is Jakob. Lig op julle koppe poorte, ja, lig julle self op ewige ingange, sodat die roemryke koning kan ingaan. Wie is hierdie roemryke koning? Die Here magtig en heldhaftig, die Here heldhaftig in die stryd. Lig op julle koppe poorte, ja, lig op ewige ingange, sodat die roemryke koning kan ingaan. Wie is hy, hierdie roemryke koning? Die Here, die heerser oor alle magte, hy is die roemryke koning. Wie mag die berg van die Here opgaan, vra die psalmdigter, en dan antwoord hy, die een wie sy hande skoon is. Nou, as ons hierdie vraag en hierdie antwoord wil verstaan, moet ons eers dink, waar begin die Psalm? Die Psalm begin by die belydenis dat die aarde God se eiendom is. God het dit gemaak, God het dit 'n tuiste gemaak. Eintlik, in die taal wat gebruik word, waar daar gesê, die hele skepping is 'n heiligdom. Die hele skepping is God se woning. Almal wat woon in die skepping, alles wat leef en beef en asem heeft, soos die ou mense gesê het uit 'n ou Nederlandse gesang, alles behoort aan die Here. Maar waarom sou hy dan van die berg van die Here praat? Hy praat hier natuurlik van die berg waarop die tempel gebou is, die berg waar hulle God gaan aanbid het. Dis die heilige plek, die heiligdom. Maar Israel se verstaan van die heilige berg, van die Jerusalemberg waarop die tempel gestaan het, van die heiligdom self, van die allerheiligste waar die ark gestaan het, wat vir hulle gesê het, God is hier teenwoordig. Hulle verstaan van die heilige berg is nie dat dit heilig is en dat die res van Jerusalem en die res van die land en die res van die wêreld onheilig is nie. Op die heilige berg word juis, kan jy amper sê, gekonkretiseer dit wat van die hele aarde waar is. As hulle van die heilige berg af gekyk het na die wêreld, dan het hulle nie gesê, hierdie stukkie behoort aan die Here en die res behoort nie aan die Here nie. Hierdie stukkie is vir God afgesonder en die res kan ons nou maar maak wat ons wil nie. As hulle op die heilige berg gestaan het en uitgekyk het oor die wêreld, uitgekyk het oor Jerusalem met sy mure en sy huise, uitgekyk het oor die land en oor die wêreld, het hulle gesê, die aarde behoort aan die Here, want hy het dit gemaak. Hy het dit gevestig. Hy het gesorg dat daar orde is en nie chaos nie, sodat ons kan lewe. Hy het vir ons 'n tuiste geskep, maar dit is bo alles ook sy tuiste. En nou is die vraag, as
Die Tempelberg, hierdie spesiale plek, is waar ons gaan om herinner te word dat die wêreld aan die Here behoort, dat die mensdom aan die Here behoort. Ja, ek gaan soontoe om herinner te word dat ek aan die Here behoort. Om weer te gaan bely, ek behoort nie aan myself nie, ek behoort aan die Here. Hoe sal ek dan by die berg opgaan? Die antwoord wat die psalmdigter sê is, as jy die Here gaan ontmoet, as dit soos aansit by die tafel, jou hande beter skoon wees. En as hy praat van die hande, dan praat hy ook van die hart wat moet skoon wees, hy praat van ons begeertes wat skoon moet wees. Nou wat sou hy bedoel by skoon hande? Ek dink is amper die maklikste, as jy dit stel teenoor die teendeel, wat sou vuil hande wees? Vuil hande is doeteenvoudige hande wat op een of ander manier mors met God se skepping. Of dit nou met die aarde is waarop ons woon, en of dit die mense is saam met wie ons woon, en of dit jou eie lewe is, jou eie Godgegewe lewe, maar jy mors op een of ander manier met God se skepping, en so bemors jy jou eie hande, en so bemors jy jou eie hart. As jy byvoorbeeld die skepping sien, nie as God se eiendom wat jy 'n verantwoordelikheid teenoor God bestuur, maar jy sien dit as iets wat jy gryp en opgebruik om jouself te verryk, dan mors jy. En as jou hande vuil. As jy jou medemens sien, nie as 'n mens wat na God se beeld gemaak is, 'n mens wat jy met respek moet hanteer nie, wat jy teenoor wie jy liefdevol en regverdig moet optree nie, jy mors met jou medemens, dan is jou hande vuil. En Jesaja 1 sê die Here ook vir sy volk, julle kan nie julle hande hier kom opsteek in gebed en my kom loof en prys, maar julle hande is vol bloed nie. En as 'n mens nou verder lees in Jesaja, dan is dit duidelik dat hy bedoel, hulle het geweld gepleeg teenoor mekaar, hulle het onreg gepleeg teenoor mekaar, hulle het gemors met mekaar, maar hulle het ook gemors met die land wat hy vir hulle gegee het. En daarom is hulle hande vuil. As jy jou vergryp aan die skepping, jou vergryp aan 'n medemens, of jy vergryp aan 'n eie lewe, aan jou eie lewe, dan sê die psalmdigter, is jou hande vuil. As jy die soort mense soos wat hy net daarna sê, wat hunker na nietighede, wat in plaas daarvan dat jy verlang na God en verlang om as God se mens tussen God se mense met God se skepping te lewe, en jy hunker net na dit wat jy kan gryp en waarmee jy jouself kan verryk en waarmee jy vir jouself dinge lekker kan maak, dan is jy besig om jou hande vuil te mors. Nou dit laat ons natuurlik met die moeilike vraag, wie het skoon hande? Wie van ons kan regtig in die teenwoordigheid van die Here inkom? As ek my hoof buig om te bid, hoe lyk my hande? Wat het ek die afgelope week gedoen aan die skepping of aan my medemens of aan myself? As ek in die kerk staan en sing, of sommer so loop en ek sing 'n loflied, hoe lyk my hande? Hoe lyk my hart? Hoe lyk die dinge waarna ek begeer? Wie van ons kan regtig sê dat ons met skoon hande na die Here toe kom? Hierdie vraag word nog dringender as jy kyk na die laaste deel van die Psalm. In daardie deel van die Psalm vier hulle die feit dat die Here na hulle toe kom. Nou heel moontlik, so sê die skrifverklaarders, het dit saamgegaan met 'n viering waarin hulle die ark van die verbond weer in 'n optog gedra het en dit weer ingedra het terug in die heiligdom. En dan sê hulle die poorte moet oopgaan want die Here wil inkom. Die deure moet oopgaan want die Here moet inkom. Alles moet oopgemaak word want God kom na sy mense toe. God kom om in die midde van sy mense te wees. Nou as die God wat die skepping gemaak het, die God aan wie alles behoort, as hy kom om ons te ontmoet, dan beter ons hande skoon wees. Maar wie se hande is skoon vir hierdie ontmoeting? En nou wil ek kom by dit wat ons Sondag vier, Jesus se intog in Jerusalem. Jesus gaan op die heilige berg. Hy is die een mens wie sy hande skoon is. Die een mens wat hom nie vergryp het aan die skepping nie, wat hom nie vergryp het aan sy medemens nie, wat nie geweld met geweld beantwoord het of haat met haat beantwoord het nie. Hy is die een mens wat met skoon hande die berg van die Here opgaan. Hy gaan daar op namens ons almal. Die mense rondom hom, niemand van hulle het skoon hande nie. Die skare juig en swaai die palmtakke, maar hulle gaan binnekort teen hom draai. Die disippels vier saam fees, maar hulle gaan hom in die steek laat en hom verraai en hom verloon. En op die agtergrond is daar sy vyande wat reg staan om geweld teen hom te pleeg. Niemand het skoon hande nie, net hy. Hy ry met skoon hande teen die berg van die Here op. Maar hy ry daarop as ons verteenwoordiger, as die een wat na God toe gaan in ons plek. As jy wil vra wie mag klim op die berg van die Here en wie mag in sy heilige plek gaan staan, dan is dit Jesus.
Maar nou is die ironie dat hy nie gaan om 'n seën van die Here te ontvang nie, dat hy nie gaan om geregtigheid te ontvang nie, hy gaan onreg tegemoet, hy gaan om vervloek en verwerp en verneder te word in ons plek. Hy wat met skoon hande gaan, word behandel soos een met vuil hande. Maar hy gaan verteenwoordig ons voor God. Hy gaan namens ons voor God staan. Maar Jesus is nie net die mens met skoon hande wat die berg van die Here opgaan nie. Hy is ook die koning wat na sy mense toe kom. Dit sing die mense ook op Palmsondag. Amper in 'n echo van Psalm 24. Die koning kom. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Geseënd is die koning. Jesus kom as koning na ons toe. Die kerk bely dat in Jesus die seun van God self na ons toe kom. Ja, dat God self kom om by sy mense te wees. Hy kom as oorwinnaar, maar nie as een wat gaan oorwin deur al die mense met vuil hande uit te wis nie, deur al die mense met vuil hande weg te jaag nie. Hy kom om sy lewe te gee vir hulle wat vuil hande het. Hy kom sodat sy hande deurboor kan word vir hulle wat vuil hande het. En uiteindelik neem hy ons hande, ons vuil hande, in sy deurboorde hande. En hy maak ons skoon. As ons sonde bely, so sê 1 Johannes 1 vers 8, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons, hy reinig ons. Ons hande word skoon gewas deur vergifnis. Jesus kom so anders as wat die psalmdigter sou verwag. Hy kom as die een mens met skoon hande, maar hy kom om homself te vereenselwig met ons wat vuil hande het. Hy kom as die koning wat oor ons kom regeer, maar hy kom nie om ons te veroordeel of ons te verdom nie. Hy kom om ons te red. Hy kom om ons hande skoon te was. Nou is die vraag, waar laat dit ons? Ons wat nog steeds die Here wil kom ontmoet en wat besef, ons hande is maar baie keer vuil. En ons mors ons hande weer en weer vuil. Dit beteken nie sommer, ons kan nou sê wel, omdat Jesus nou vir ons gesterf het, omdat hy ons hande skoon was, kan ons op enige manier maar voor die Here kom nie. Ek dink een van die diep probleme in ons tyd, ook in die kerk, is dat ons 'n soort van 'n familiariteit rondom God en rondom aanbidding gekry het, en ons besef van die heiligheid van God verloor het. Ons besef dat ons as sondige mense voor 'n heilige God kom staan, en dat ons net deur Christus na hom toe kan kom, dat ons dit verloor het. Ons kom deur Christus na hom toe. En dit beteken dat ons kom as mense met vuil hande, en ons is eerlik oor ons vuil hande. Ons bely dit, ons erken dit. Ons erken ook dat ons hande net skoon word, omdat Christus vir ons gesterf het, en omdat hy ons hande skoon was. Maar dit beteken ook dat ons kom met hierdie gebed, Here, maak my hande skoon, sodat wanneer U die seën in my hande plaas, dat ek nie daarmee sal mors nie. Leer my, Here, om nie te mors met die skepping nie. Leer my om nie te mors met my medemense nie. Leer my om nie te mors met my eie lewe nie, om nie te jaag na nietighede nie. Leer my, Here, om elke keer wanneer my hande skoon gewas word, om myself te voor te neem, om by U te leer, om met skoon hande te lewe. Amen. Mag die Here deur sy genade jou keer op keer daarvan verseker, dat hy jou hande skoon maak. Mag jy die liefde van die Vader dan met daardie skoon hande ontvang en dit ook met ander deel. En mag jy die gemeenskap van die Heilige Gees ontvang, sodat jy verhoudings kan bou met ander, waarin jy nie met mense mors nie, maar waarin jy vir hulle tot seën is. Amen.